Dit is vir my so lekker om vanoggend met Dr. Philip Oosthuizen te gesels. Hy is die bedryfshoof van die Red Meat Industry Services en ons praat 'n bietjie oor hulle nuwe veld na die toekoms projek. Dit klink baie interessant. Philip, baie welkom by Grootplaas. Dankie, waardeer. Want ek jy Dr. Oosthuizen noem? Asseblief nie. Ek sal. Hoorie, Philip, vertel vir my 'n kort agtergrond. Waaroor gaan hierdie Field to Future project of die veld na die toekoms? Wat is dit? Ag, die idee kom eintlik al 'n rukkie. Jy weet, ons doen baie navorsing in die rooivleisbedryf. Vir die afgelope 30 jaar is al baie navorsing gedoen. Ek dink een van die uitdagings was dis baie akademies georiënteerd. Ja. Nou dis nie om vingers te wys of iemand sleg te sê nie, glad nie. Maar ek dink waar ons dit gemis het tot op 'n mate is baie goeie navorsing in terme van akademies. Yep. En laat dit baie akkuraat is ensovoorts, wat natuurlik 'n goeie ding is en dit moet daar wees. Die vraag is, kan ons daai navorsing, soos die Engelsman sê, plug and play? Kan ons dit gebruik in die industrie? Kan ons die industrie op die volgende vlak sit? Kan ons geld maak uit dit uit? Ek bedoel, as dit nie die geval is vir navorsing nie, dan mis ons een of twee goede. En met alle respek, ek dink ek mag dit maar sê, is dat MSc's en PhD's, ja, dis ons lei studente op om jy weet, om daai te vul in die mark, jy weet, en daai kennis mark toe te bring, maar die navorsing self, jy weet, kan dit ook gebruik word. En ek dink dis waar ons dit tot op 'n mate so effe gemis het, en dis die hele idee van veld tot toekoms, daar's 'n mooi Afrikaans, is om die akademici en die industrie nader aan mekaar te bring. Nou, dit was nie so verkeerd gedoen in die toekoms nie, maar wel van nou af as dit bietjie anders doen, en dis going to the future, jy weet. En van die veld af is die idee eintlik van grondvlak af op, is om te sê, voor ons navorsing doen, voor ons geld spandeer, voor die universiteite besig raak met 'n klomp navorsing, kom ons maak seker ons doen die regte navorsing. En dis die idee. So ek dink die groot verandering met wat die afgelope sê maar 30 jaar gebeur het en wat ons van nou af vorentoe wil doen, is om die needs analysis, as jy Engels kan gebruik, is om seker te maak ons doen navorsing op die regte goede en laat die industrie wel alright is daarmee en die industrie het kan gebruik. So laat dit implementeerbaar is. Ek dink daar is 'n mooi woord. En dis wat ons hiermee doen, is om te sê hoor, kom ons kom by mekaar as industrie en as navorsers, en ons het almal twee nodig. Ek bedoel die een hand was die ander, en dis eintlik 'n baie goeie samewerking en dis die idee daarvan. Sê kom ons kom by mekaar, kom ons gaan kyk regtig wat nodig is en hopelik kom die industrie regtig nou partytjie toe om te sê hierdie is wat ons nodig het om die industrie op die volgende vlak te sit, om hulle besighede beter te maak, jy weet, daai tipe dinge. En dat die akademici dan sê okay, maar hier's die manier hoe om dit na te vors, om seker te maak die data is akkuraat en al daai tipe goede. Vir RMS wil ons natuurlik hê dat daar projekte is wat reg befonds word, punt nommer 1. En as ons nie genoeg befondsing uit 'n statutêre oogpunt het nie, laat ons befondsing gaan soek. Natuurlik gaan ons nooit genoeg befondsing hê nie, ons kort ons altyd geld, maar laat ons gaan geld haal op ander plekke, maar ons moet weet, as ons gaan geld haal, laat dit reg gebruik word in terme van die akademici, en seker maak ons gaan dit kan plug and play, jy weet, en seker maak ons dit op die volgende vlak. So, dis die idee daarvan, is regtig om die twee wêrelde te kombineer, en dan wanneer so 'n projek dan by RMS deurvloei, as ek dit so kan stel, dat ons seker maak dit gaan waarde toevoeg. Wat vir my so belangrik is wat jy sê is, mense kan navorsing doen, maar dit moet op 'n punt kom waar dit geïmplementeer ook kan word, want hoekom anders sal jy dan die moeite doen? Navorsing speel so 'n belangrike rol, en ek seker in julle industrie ook. Verseker. En ek wil weer eens, dis 'n amper twee snydende swaard. So ja, ons moet studente oplei, MSc's, PhD's sonder twyfel, maar aan die ander kant moet ons ook waardevolle inligting kry. En partykeer mis die tydlyne mekaar, wat hartseer is. Ek bedoel MSc en 'n PhD vat 3 na 5 jaar, waar die industrie wil binne 3 maande antwoorde hê. Ons mis mekaar soms daarso, maar daar's ook maniere om dit te bestuur. En ek dink hierdie proses gaan dit ook vir ons uitwys. Sê vir my, wat is die belangstellingsvelde, of as ek sê, die fokusareas waarop jy gaan fokus? So ek dink dit is belangrik dat ons nie baie generiese groepe het nie, weet. So ons het 8 groepe geïdentifiseer om te sê wanneer ons gesels byvoorbeeld oor diere siektes, moet ons die regte mentaliteit en die regte ekspertise rondom die tafel hê om daai tipe gesprek te voer. So die idee, net om vir jou die funnel te verduidelik, is basies die filtering proses, is om te sê, ek nou die 8 groepe vir jou noem, is om te sê, kom ons ruil gedagtes uit. Moenie projekte kom neersit en volledige goed kom neersit nie. Kom ons maak eers seker die vraag wat gevra word, is relevant en dat ons die regte vrae vra. En dis waar ons dit dalk so 'n bietjie anders doen as ander industrieë, en as wel, ons is altyd so klein bietjie anders, is dat dit amper 'n sosiale geleentheid moet wees. Om te sê wat dink jy is die vraag wat gevra moet word wat ons moontlik navorsing moet doen. Navorsing is nie altyd net akademies nie. Partykeer is dit net moet ons net iets ontwikkel, kom ons sê sagte ware ensovoorts. So ons moet ook bietjie meer generies kyk na dit.
En ek dink dis waar die partytjie regtig gaan begin en waar ons uitsien. En dit gee ook vir almal 'n geleentheid. Ek gaan die Agro-pak vir jou lees, maar dit gee ook vir ons die geleentheid om almal 'n sitplek by die tafel te gee. Natuurlik. Sodra dit komitees is, praat jy van 10, 15 mense en ek weet jy moet deel wees van dit en jy moet om 'n tafel sit en ons hoop hierdie groepe word 2, 3, 400 groot. Jy weet regtig enigiemand wat bydra wil lewer, moet 'n bydrae kom lewer. En dis hoekom 'n soort van 'n sosiale aanslag is. Gestruktureerde sosiale aanslag. So die eerste groep is dieregesondheid, biosekuriteit. So die vat hand in hand uit die aard van die saak. So dis waar al die veeartse moet kom. Ek bedoel as jy sit met 160 privaat veeartse reg oor Suid-Afrika. Ek bedoel waar op watter platform kan hulle ook sê wat hulle kan industrie toe bring en hulle ondervinding ook, jy weet, wat in hulle omgewing en die moeilikheid wat hulle daar het. Die tweede ene is vleisveiligheid en die verbruiker, wat eintlik baie sin maak om te kyk, seker maak vleisveiligheidsreg uit 'n praktiese oogpunt ek sou kan stel, maar ook wat wil die verbruiker hê. Jy weet, moet ons aanpas of hoe lyk daai gedeelte? Dan as ons kyk na volhoubaarheid, is dit baie spesifiek die omgewing en sosiaal wat nou weer 'n hele ander denkwyse is. Wat ons ook moet aanpas en dan kompeteerbaarheid kyk ons alles na genetika, voeding, al daai tipe gesprekke. Dan die klomp landbouekonome as ek dit so kan stel is market access uit die aard van die saak. Jy weet wat se tipe goed met 'n plek om markte oop te maak internasionaal, nasionaal, daai tipe goeders en wat se inligting moet ons aan die boere versprei dat hulle ook beter besluite kan neem. Jy weet prysinligting wat ook al mag wees. Dan kom ons by inklusiewe groei wat basies maar transformasie is. Ons hou daarvan om te verwys na inklusiewe groei, jy moet die koek groter maak voor as hom kan opdeel. En daar's baie oulike goed wat deurkom. Jy weet die ontwikkeling van kleinskaalse boere. Die tweede laaste een is tegnologie en is half die lekker ene is innovasie, baie spesifiek hardeware en sagteware. Want daar's ongelooflike goed. Iets soos AI en machine learning en so is nie iets van die toekoms en wat Amerika doen nie. Dis hier. Dis iets van nou. Ons begin 100%. En die laaste een is so 'n bietjie van 'n curveball as ek dit so kan stel. Ek gaan hom in Engels sê, is value chain risk, resilience and change management. Nou ek dink change management is amper die sielkundige gedeelte hiervan. Wat ons as landbouers nie noodwendig lekker verstaan nie om nou dood eerlik te wees. So ons het spesialiste vir dit ook ingekry. Jy weet ons verander baie vinnig oor tyd. Jy weet die afgelope 30 jaar die manier van boer, hoe jy gekyk het na bemarking, baie van dit verander. Digitalisering is 'n massiewe ding en dit gebeur teen 'n tempo wat skrik vir niks nie. Hoe ons almal seker maak hulle verstaan waarmee ons besig is en om die tegnologie ook te aanvaar en te gebruik is nie noodwendig so eenvoudig nie. So ons het 'n hele groep vir dit gestig om te sê weet kom ons moet dalk stadiger gaan of ons moet die kommunikasie beter kry of wat ook al daar mag uitkom. So dis die 8 groepe en ons hoop om dit so suksesvol as moontlik te lei. Hierdie week is die eerste aktiverings vergaderings baie mooi Afrikaans wat hierdie week plaasvind. Ekskuus tog juis om almal laat hulle verstaan waarmee ons besig is en dan hopelik in die volgende maand gaan ons die eerste vergaderings opsit waar ons kan begin gedagtes uitruil en kyk wat nagevors moet word. Hoekom dink jy dit is belangrik dat 'n inisiatief soos hierdie gedryf moet word, veral nou in 2025? Kyk, as ons nie vinnig vorder nie. Ek bedoel R&D navorsing is juist daar om te sê ons moet onsself rad vir die toekoms, is dit nie. En alles verander so vinnig. Die markte verander so vinnig, die manier van boer verander so vinnig, maar winsmarges verander so vinnig in 'n negatiewe manier. Ek bedoel dit word al kleiner en kleiner. So deur stil te staan raak jy eintlik agter. So hierdie moet baie hard gedryf word. Vir 2 redes om seker te maak dat ons nog as 'n Suid-Afrikaanse landbouindustrie dat ons wel nog volhoubaar gaan produseer in die volgende 10 en 20 jaar in die aard van die saak. En dat ons beter produseer en meer winsgewend is uit die aard van die saak. So ek dink dit moet baie hard gedryf word. Dis die een gedeelte, die ander gedeelte soos ons gesê het is kom ons spandeer ons tyd, geld en moeite op die regte goed. Laat ons kan onmoontlik nie tyd en geld mors weet wat navorsing aan betref nie. Ons moet dit die eerste keer regslaan want tyd en geld is altyd beperk. So ons moet dit regkry van die begin af. Wie is vir julle 'n ideale deelnemer aan 'n projek soos hierdie? Wel almal. Daar's die regte antwoord. Uitnodiging is daar. Die uitnodiging is daar. Dis presies hoekom ons die sosiale gedeelte ingebring het. Dis om te sê hoe almal kan regtig aan die tafel kom sit. Of jy nou 'n deelnemer gaan wees in terme van dat jy 'n projek gaan uitvoer en of jy jy weet gaan help met die needs analysis maak nie saak nie. Is daar waar jy kan kom sit en luister wat die res sê. Hoor wat die ander universiteite partytjie toe bring, jy weet, hoor wat die voerkrale en die abattoirs wat vir hulle belangrik is, wat nie noodwendig vir die boer belangrik is nie. Jy weet om daai tipe cross-pollination, Engelse woord te bring. So almal is regtig welkom. Ek glo regtig dat ons 2, 3, 400 mense oor tyd per groep gaan hê. Uit die aard van die saak is dit heelwat kleiner as ons nou begin. Dit sal altyd 'n hybrid meeting wees, jy weet as jy net wil met teams inskakel of so. Maar dis letterlik almal. Ek wil as jy jou sê wil sê, dis die geleentheid.
En ek dink dis die aanslag ook, is dat ons, want ons baie oulike idees daar buite, daar's baie ons wat dalk iets kan bring, wat ons nie van geweet het nie. En dis juist om dit oop te maak, om te sê hoor ons luister, voordat ons begin geld uitdeel en projekte vasmaak. Julle sê amper bring daai idees na tafel toe, né? 100%. Philip sê vir my, hoe lyk die sukses van 'n projek soos hierdie? Ideaal gesproke. Ideaal gesproke, wel wanneer dit gaan realiseer, nie as nie. Maar wanneer? 100%. So, ek dink as ons vir die eerste keer die regte projekte geïdentifiseer het. Nie dat dit verkeerd was in die verlede nie, maar projekte geïdentifiseer het, deurgevoer het en wel geïmplementeer het. Ek dink daar's jou gedeelte wat jy wil regkry, is dat iets wat ons gedoen het wel die tag hierdie tref en gesien oor een van die abattoirs of voerkale of 'n uitvoermark, wat ook al dit mag wees, het die navorsing gebruik om vorentoe te gaan. Yep. Nou dit gaan ongelukkig nou 'n jare wat vat. Ons begin nou eers met die navorsing of die proses vir die navorsing, maar dit sal die ultimate wees, jy weet, om te sê ons het wel hierdie gebruik, dit is geïmplementeer. 'n Baie goeie voorbeeld is die vleisgraderingsstelsel, wat jy sal hoor oral opkom. Hierdie is die ideale geleentheid om te sê, jy weet, wil ons iets in 'n vleisgraderingsstelsel hê, en hoe sien ons dit uit 'n primêre produsent oogpunt, die boer se oogpunt, die abattoir se oogpunt, die uitvoer se oogpunt, die verbruiker se oogpunt. Jy weet, so hierdie is daai perfekte geleentheid om te sê, dis een projek, relatief eenvoudig om uit te voer, maar waar posisioneer ons hom, hoe posisioneer ons hom, en kom ons maak seker almal verstaan presies wat hierdie gaan wees. Nou dit gaan 'n tydjie vat om so iets af te handel, maar wanneer ons dit het en ons begin sien dat die verbruiker is bereid om meer te betaal, of hulle verstaan beter wat aangaan, of die uitvoermark het oopgegaan, of ons 'n geldjie terug in die boer se sak omdat hy beter kwaliteit produk kon lewer. Dis die tipe goed wat ons wil sien. So vra my oor 'n jaar, dan gaan ons hopelik antwoorde hê, maar dis waar die sukses gaan wees. En korttermyn sukses dink ek is juis om te prioriseer. Natuurlik gaan daar 100 topics uitkom te sê oor hierdie is belangrik. Ek bedoel dis van die diere gesondheidsgedeelte om te sê ons kort sekere medikasie of inentings tot vleiskwaliteit, tot ek bedoel dis of sagte ware wat geskryf moet word. So dit gaan regtig baie divers wees. Maar kom daai te prioriseer. Te sê oor wat kyk ons met beperkte geld en tyd. Wat is nou nodig vir jaar 1, jaar 2, jaar 3 en hoe prioriseer ons dit? Ek dink dit gaan klaar vir jou wys waar die grootste need is en dis 'n korttermyn sukses wat ons al in die jaar gaan sien. En natuurlik is dit ons verantwoordelikheid om seker te maak dit gebeur. Philip, ons het so 2 minute oor. Sê vir my, ek dink die vraag is volgens jou, hoe sal hierdie vleisprodusente of selfs die waardeketting, wat se voordeel gaan getrek word? Wel, die voordeel is die regte goed gaan gedoen word. Die nie net reg gedoen word nie, maar implementeerbaar wees. So ek ons sê self dan oor prakties daar wees. Dit help nie tot 'n groot mate ons skryf dokumente met planne nie. Ons het dit al gesien, dis altyd goeie planne. Dis nooit die probleem nie. Is dit 'n praktiese plan, is dit implementeerbaar? Want daar is 'n verskil. Daar's 'n baie groot verskil en ons het baie voorbeelde van dit. Jy weet, tackle 'n projek stukkie vir stukkie. Jy weet, die olifant moet spreekwoordelik stukkie vir stukkie opgeëet word. En ek dink dis waar RMIS die grootste rol gaan speel. Jy weet, mens verstaan die groot prentjie en mens verstaan hoe die projekte gaan deurkom, maar hoe is dit prakties implementeerbaar en hoe moet die navorsing ook stukkie vir stukkie gedoen word om seker te maak dat dit realisties is, dat dit relevant is en gebruik kan word op die einde van die dag. Ja, dis baie belangrik. Sê vir my net vinnig, hoe kan mense betrokke raak? Op die webwerf. Dis altyd die antwoord. So en die webwerf is gerelaunch, so jy gaan kyk asseblief. So rmis.co.za, onder services is die Field to Future daar en daar is 'n link wat jy kan klik om deel te wees en almal is welkom. Jy vul 'n e-vorm in en jy's deel daarvan en van daar af sê deel wees van kommunikasie. Die uitnodiging is daar. Philip, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Sterkte met die projek. Dis waardeer, baie dankie.